Ek het nou daarom al vir hierdie groep môre gesê, so julle moet môre sê, goeiemôre. Baie môre. Weer daar ergens in daai blok sit iemand wat my met huisbesoek so 'n bietjie vasgevat het en my gesê het, ons kom agter, jy groet net daai blok. So dan maak ek maar so groet een Sondag, daai een Sondag daai, maar jy moet nie rondskyk nie, want anders gaan ek jou nie gegroet kry. Geliefdes, baie welkom. Ek wil regtig waar vanoggend. Ons het ook sommer hier 'n dooppaar ook vandag by ons. Hendrik en Marisa van 'n merwe wat vanoggend hier gaan doop. Hulle klein dogtertjie, Lia Lenet. Maar ek wil dan ook sommer, ek nou vir Lenet ook ontmoet, Leon. En dan vir Dr. Koos, ook sommer net vir julle sê, saam met julle familie. Sommer net sê, dis lekker om julle hier te ontvang. Maar so geliefdes, is dit lekker om almal van u hier te ontvang. En maar sommer net vir u te sê, dankie dat jy hier is en dat jy hier bereid is om te ontspan en om oop te maak, om lekker spontaan te wees en warmhartig te kan wees. As ons hier klaarmaak op 'n Sondagoggend hierdie konsistorie, ons probeer so hier by 8:45 klaarmaak, dan sê ons, goed boys, ons het werk om te gaan doen. En die werk is om julle te bedien met die liefde van die Here. So baie welkom, dis lekker om soveel van u hier te hê en ons prys die Here daarvoor. So bly oor die weer wat dan al so bietjie warm is. Ek wil ook sommer net so hier en daar 'n afkondiging uitlig, dis nie baie nie. Ons wil regtig ook sommer vir van ons gemeentelede, want die leier daar was Henning Liebenberg, wat vir ons die golfdag gereël het. Johan Lombard het net oor die konsistorie gebid, en ek wil dit met u deel, dat die golfspelers vir ons ook gesê het, dat donderdag op die golfbaan was 'n uitsonderlike dag. Natuurlik was dit 'n pragtige weer en so aan, maar daar was 'n hartlikheid onder die spelers, met die ontvangs van die manne, en ook as hulle klaarmaak, en ook op die baan self, en ons sien dit, en verklaar dit ook as die teenwoordigheid van die Here, wat ook daar, by ons mense, en by die vreemdelinge is met wie ons te doen het. Baie dankie. Dan wil ek ook sommer net weer die van die lied daaronder uitlig, of dit net weer vir julle noem, moenie van die Onie Minnaar, of van Jackie Fourie vergeet nie, beide van hulle, die Onie het haar pa verloor, op eintlik haar oupa, maar sy was baie nou met hom, noue verhouding met hom gehad, die Onie sit hier in die kerk, die Onie maak net so toe, dat julle regtig vir haar ondersteun, en dan soek ook vir Jackie Fourie, ek weet nie of Jackie al terug is, ek het dan nou nie hier gesien sit nie, maar dat julle ook vir Jackie Fourie sal ondersteun, en dan, om Stoffel Lombard is weer in die hospitaal, dis wat ons nou van weet, maar die wat, as jy weet van nog siek mense, dan kan jy dit maar noem ook, en dat ons daar vir hulle ook daar voorbereiding doen. Ek wil ook dan sê vanmiddag, of net na die diens vanoggend, het ons op die SMS gesê, ons wil graag 'n bietjie met die manne praat. En as ek sê ons, dan is dit 'n begeerte wat die Here vir ons gegee het. Vroue, kinders, julle kan almal lekker gaan tee drink, maar ons manne gaan 'n bietjie met mekaar net gesels, en dat ons ook hoor wat die Here met ons wil deel. So ek nooi al die manne om net so na die diens, ons gaan net so 10 minute besig wees, en dan vanmiddag om 4 uur, is dit die eerste opleidingsgeleentheid en beplanningsgeleentheid vir die Tsoenkoe uitreikaksie. Ons het reeds 20 persone wat gaan, die van u wat by ons kuier vandag, die Here seën ons so, dat ons hierdie jaar 2 uitreike het, waarvan die een 'n draftoer is. En ek weet dat Gryding soek nog jong mense, of ouer mense, wat graag wil saamgaan, en wat deur Namibië toer, of draf met 'n kruis, wat op elke dorp evangelisasie gaan doen, tot waar hulle dan die Woensdag, wat ons in Namibië is, daar die kruis gaan plant. Maar die inligting is op die papiere. En nou, Hendrik en Elise van Sail, ons sendelinge in Namibië, hulle kom kuier vir ons Dinsdag die 7de Mei. En ons nooi al die oggend Bybelstudiegroepe en ook die middaggroepe op daardie middag 3 uur by die rolbalklub by mekaar. Want dan gaan julle daar met Hendrik en Elise gesels, hulle met julle en so meer, en dan die aand 6:30, dan kom ons hier by die konsistorie by mekaar vir al die aandgroepe, waar ons vra asseblief kom en kom luister en kom hoor
En wie weet, miskien wil Here ook hê jy moet hierdie jaar op een van die uitreike gaan. Ek dink dit is heeltemal genoeg, behalwe dat ek weet Ida wil gou 'n woord of twee sê. Elke keer as ek my mond in hierdie kerk oopmaak, dan lewer ek een of ander soort pleidooi. En dis vanmôre nie anders nie. Hier is die pleidooi wat ek belewer vanoggend. Ons het hierdie komberse begin brei en ons het vleeskomberse begin maak. En as jy nou nog nooit by hierdie komberse stil gestaan het hiervoor om te kom kyk hoe mooi is hulle nie, dan vra ek doen dit nou vanoggend, want daar is soveel moeite en soveel liefde ingesit in hierdie komberse. En ek wil regtig vir julle sê baie dankie vir elkeen wat reeds so entoesiasties meewerk daaraan. En juist omdat die komberse so mooi is en met soveel liefde gemaak is, het ons besluit dat ons hierdie komberse gaan gee vir Oranje Hospitaal. Dis daai vroue saal, ek ken al hulle hartseer stories reeds. En ons het besluit, hulle tekens byvoorbeeld op hulle beddens. Maar hierdie komberse is so mooi. Hulle kan dit gebruik vir 'n teken en hulle kan dit gebruik vir 'n kombers. So dit voel vir ons is 'n sinvolle manier om hierdie harde werk ook aan te wend. Toe het ons hierdie week besef, ons het reggemaak van ons koppe dat hulle 20 is. En hierdie week toer ons hulle 30. En dit beteken daar is in elke kombers 54 blokke. En ons het dus 540 meer blokke nodig as waarop ons gereken het. So ek wil vra almal van julle wat nou nog nie begin brei het, frikke kyk vir jou. As jy nog nie begin brei het, brei asseblief vir ons 'n paar blokke. 'n Bol kos so tussen 16 en 20 rand. Jy koop 'n paar penne, 4 mm penne. Jy sit 32 steke op en jy brei 'n vierkant. En weet jy, dit gaan baie vinnig. Dit werk so gemiddeld 'n minuut uit op 'n ry as jy nou reg skoon vertel. So in 'n paar minute se tyd kan jy 'n paar rye brei. En so kan ons aan die einde van my maand 540 ekstra blokke hê. Ek is oortuig daarvan. So ek wil regtig vir julle vra asseblief, kom ons doen dit en ons sorg dat ons gaan middel Junie vir ons kwartaallikse besoek na hulle toe. Ons kan nie vir hulle 20 komberse vat nie, ons kan nie vir hulle 28 komberse vat nie. Hulle gaan dit nie verstaan en dit gaan ook nie reg wees nie. Sodat ons middel Junie vir 30 komberse so toe kan gaan asseblief. En dan die laaste ding, Woensdag, jy sal sien op die afkondigings, Woensdagoggend tussen 10 en 12, kuier almal wat saamwerk aan hierdie kombers. Of jy 'n vleeskombers maak of jy hierdie blokke brei, maak nie saak. Ons kuier almal saam hier by die kerk. Ons drink tee en ons brei nog 2 blokke in daai tyd. Asseblief, kom ons werk saam en ons maak vir ons 30 kombers. Baie dankie. Ek wil net oor daai ding van koop nou vir jou penne en koop vir jou bord. Dis nou nie vir my en die manne bedoel. Manne bediening soek iets om te doen. My boys ons is in. Ek wil dan net vir jy sê, so klein seentjie, hy is in graad 1 en sy naam is Johannes, en Johannes kan brei. En Johannes het begin brei. So, laat het vir ons 'n voorbeeld wees, maar gaan my maar verby. Goed, geliefdes baie dankie. Kom ons, ek wil graag begin met die geloofsbelijdenis. Leonie het baie besonderse, Leonie Minnaar het baie besonderse belewenis gehad met op die sterfbed van haar oupa, daar in Ellenreach, verlede Saterdag. En as jy nou by jouself probeer indink in so 'n situasie waar iemand regtig besig is om te sterf, of dan in die laaste paar minute van sy lewe is, prebel hy, en sy hoor dat hy net sê, ek glo in God, die Vader. En sy snap wat hy wil doen, of wat hy wil sê. En sy gaan aan met die geloofsbelijdenis. En sy oë flikker op. En toe ek klaar is, sê hy vir haar iets soos, dis wat ek wil doen. Dit gee vir jy 'n idee, dat dit wat 'n mens hier doen, en ek weet, kom ons sê dit maar vir mekaar, ons doen dit by mekaar se leksbaas, maar ons ook hierdie geloofsbelijdenis opsê, omdat jy dit so baie in jou lewe kon opsê, dit so baie kon bely. En nou wil ek vir die vraag, kom ons staan, dan doen ons hierdie belijdenis hardop,
as 'n loflied, as 'n stuk erkenning teenoor die Here. Ons beleef dit as ons geloof, dan bly hier staan, ons gaan 'n gebed doen en ons gaan dan direk daarmee aan met die lofprys. Kom ons staan. Ons staan voor die Here, ons staan voor mekaar, ons staan ook voor die wêreld en ons sê dit aan hardop. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is by die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, wat terwyl hy neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het by die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons bid saam. O wonderlike hemelse Vader, dit bly 'n fantastiese voorreg en 'n geweldige geleentheid om so as 'n gemeente voor U te kan opstaan en om ons geloof voor U te kan kom bely. Here, dit is 'n voorreg om te weet dat hierdie geloof se oorsprong lê in U as die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit is wonderlik, Here, dat ons kinders ook kan sien hoe dat pa of ma hulle geloof in hierdie wonderlike God bely. Maar het is ook wonderlik om te sien hoe dat ons seentjies en ons dogtertjies ook alreeds hierdie belydenis hardop kan uitspreek, omdat hulle huise leer om U lief te hê. Daarom, Here, is dit ook wonderlik om vanoggend hier as gemeente by mekaar te kan wees, wetende, Here, dat ons van mekaar verskil, wetende dat elkeen se behoeftes verskil, agtergronde verskil, elkeen se vermoëns verskil van mekaar, maar ons aanbid een wonderlike lewende God. Die God by wie ons kom liefde vind, by wie ons hoop kry, by wie ons geloof vind, by wie ons werklik waar motivering ontvang vir die lewe wat vir ons voorlê. Here, U troos vir ons en U gee vir ons moed en U laat ons volhard. En daarom, Here, wil ons U loof en prys vir U teenwoordigheid en vir dit wat U onder ons en tussen ons en ook deur ons doen. En wil ons dan ook bid, Here, dat hierdie erediens vanoggend ook nou as ons gaan sing, ook as ons U woord gaan oopmaak, ook as ons U doop gaan bedien, Here, dat dit werklik waar so sal wees, dat ons hier sal uitstap en sal sê, dit was wonderlik, dit was nuut, en ek wil die Here daarvoor prys. Ons bid dit, omdat ons weet, Here, U wil ons seën. U wil vir ons gee, dit wat U, Here, met liefde vir ons kan gee. Daarom vra ek nou, Vader, dat U elkeen sal laat beleef, dat U hom of haar oud en jong werklik seën, werklik salf, werklik afsonder, werklik heilig. Want Here, U gee vir ons in die naam van Here Jesus Christus U vrede, en U gee vir ons U genade, en U verseker ons U van U barmhartigheid. Daarom bid ons, Here, dat ons dit vanoggend hier sal beleef, en dat ons dit ook vir mekaar sal bied. Laat U naam dan nou geheilig word, laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied. God seën U geliefdes. Amen. Ons gaan 3 liedere saam sing. As jy voel om te gaan sit, dan mag jy gaan sit. Daar's geen probleem as jy nie kan bly staan nie. Kom ons sing daardie 3 liedere tot eer van die Here. Net vra kinders, net so na die tweede lied, dat julle almal sal uitkom hier na vore toe. Ek het vir julle 'n bietjie 'n verrassing. Ons laat ook hier hoor hoe gaan dit met julle. Kom ons sing 2 liedere om julle so lank uit, en ons sing die derde sing aan 1, die 3 liedere, maar by die derde lied om julle vorentoe hoor.
Kom ons sing dit eerlik saam.
vinnig net so 'n gesprek of 2 gaan voer, dat ek sommer net weer vir u sê, geliefdes, asseblief help ons. Ons kon daarom, en ek wil baie dankie sê vir die landgoedbestuur wat ons die geleentheid gegee het om in elke woodpecker advertensie te kon sit van die bazaar of van die kermis die 31ste Mei. Ons wil dit weer vir u sê, daar is nou 'n geleentheid vir alle gemeentelede en lede van die gemeenskap om hulle handgemaakte produkte te kom uitstal en om hier op die karry te kom verkoop. Dit is gratis, ons sal saam met hulle help om die stalletjies op te rig, maar ons vertrou dan ook dat dit inderdaad net selfvervaardigde produkte sal wees. Hierdie is 'n advertensie wat nie net vir ons op die motorruite moet plak. Ek het al gesien so 'n afstand, lyk dit of jy jou kar nou verkoop. As jy die geld vir die bazaar wil gee, is dit ook reg. Ek wil regtig sommer net kinders by julle, hoekom het ek julle geroep? Ek het julle geroep om vir julle daarom ook 'n bietjie weer stokkie lekkers te gee, so dit het ek by my. Maar ons as groot mense hier in die landplaas met julle gesels. En ek het gedink, die mense het my gesê, ek kan julle bietjie by mekaar kry hierso, en sommer net 'n bietjie hoor, hoe gaan dit met julle? En ek hoop dat ons vir julle bid. Johan, jy kom verlede Saterdag en jy het jaar baie geluk op oor. Daar sê. Sê ek 'n bietjie van wie van julle wil vir ons 'n bietjie vertel, hoe gaan dit met die kinders van hierdie gemeente? Hoe gaan dit met jou? Wie van julle wil 'n bietjie gesels? Ek moet nou nie vir mekaar kyk nie. Ek wil sommer vra dat julle vir my 'n bietjie net vertel. Dat jy 'n bietjie vir ons vertel. Ag nee, jy's mos nie al nie. Jy ken mos al hierdie mense. Ander ken vir jou. Dan jy net 'n bietjie sê hoe gaan met jou? Vertel 'n bietjie. Gaan dit goed? Sê dan kom maar agter met hom net daar sit. So sê gou weer vir my hoe gaan dit? Das. Ek sê gou eers vir my. Is dit lekker hier by die kerk? Pragtig, pragtig. En het papa en mamma vir jou gebring? Daar sê, jy was nie kwaad nie. Toe jy wakker gemaak het, jy het opgestaan. Daar sê, kom vertel ook vir my. Wat 'n graad is jy nou aan? Graad 6. Lisa net. Lisa sê ook bietjie vir ons, hoe gaan dit in graad 6? Goed, as God nie. Ek het gehoor dat graad 6 is nou regtig maar baie moeiliker as wat dit was nie. Het jy baie geleer? Jy het baie besig prakties aan. En as jy moet sê wat vir jou daarom lekker ook is, jy lekker sport of jy is mos 'n goeie netbalspeler, is dit of waarmee jy besig nou met sport? Wat speel jy nou? Netbal. Sê hoe jy gaan dit met jou, jy is ook op graad 6. Kom, dat is een praatje. Ik kom bij je een vraag op. Van de moeder die de zin weer bij je een vraag. Zeg hoe je voor zo gaat het met je. Gaat het. Denk ik ga goed met die kinders in ons gemeenschap, in die gemeente, ook in die land. Hoe gaat het met die kinders bij je school? Is daar kinders met problemen? Weet je niet van? Weet je er volspraak van haar, zei je niet meer. Kom, je mag het praatje van ons. Je kan ons lekker praten. Wat goed? Ach, geleerd. Wie van jullie wat op de ons praten? Dat is het. Wat is dat? Wat wil je voor ons zeggen? Nee, die mensen bij de school is niet gevleerd. Is het? Wat is het in jouw praat? We gaan vooral jullie mensen aan. Ja? Die de mensen leren. Is dit? So die mense by die skool, hulle beklei maar bietjie. Ja. Okay, die mense by die kerk? Ja. Die antwoord is nie al beklei met mekaar. Kom, wil ek bietjie hoor hoe gaan dit die Here vat op bietjie. Vertel ons 'n bietjie hoe gaan met jou. Gaan dit nie goed? Wat is dit wat daar? Leer met mekaar in 'n woonkamer. As kinders leerlik en katterig. Dink jy dat dieselfde spanning is wat hulle mamas en papas dalk het? Ik weet niet. Mamas en papas het baie spanning is dit. Sometimes. Of wat dink jy, wat is dit wat die kinders so anders maak? Dis nie gelukkig goed wat hulle is nie. Oh ja, dis 'n belangrike ding. Is hulle dan noodwendig reg swaar kry kinders of gaan dit nogtans met hulle goed? Goed reg is. Goed en swaar. Ja.
Waarvoor dink jy moet ons vir julle kinders bid vandag? Dat ons nie meer met mekaar lelijk hoef te wees nie. Okay. En dat ons goed sal kry. Goed. Is daar nog iemand wat graag met ons wil gesels? Ja, sê. By die skool is baie, het is nie so mooi met mekaar nie, en hulle mag mekaar seer en jullie mekaar. En dat is nie regtig vriendelik is. Want ons is ons in die skool, so ek het nie, of het sleg gaan met die kinders goed. Ek verstaan. Jo, dit gaan nie heel tyd so goed met ons kinders nie, hè? Is daar nog iemand wat aan ons iets anders wil vertel? Jy gaan met ons gesels. Sê jy vir ons, hoe dink jy? Gaan jy tot ons niet in die skool kom? En gaan dit al met jou beter? Gaan dit lekker tyd hê? Jy gaan dit beter? Ja. Het jy nou al lekker maatjies gemaak? Dis goed. En is die skoolwerk, is dit moeilik? Nee, nie Moet jy sê ook? Maar jy moet maar net leer like dit van my. Dit wil ek nie gaan maar net. Nee, so, julle moet maar net leer. Nou luister, ek gaan ook vir julle bid. En dan gaan ons vir elkeen 'n stokkie lekker gee. En ons gaan vir die Here baie dankie sê vir julle almal. Gemeente, julle sal saam bid, né? Ek dink julle moet hoor wat die kindertjies vir ons ook vandag sê. Daar baie diep onder in hulle. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, ek wil regtig saam met die gemeente kom bid vir hierdie pragtige seuns en dogters, hulle wat hier sit, hulle wat lekker rondhard, hulle wat aan die banke sit, en hulle wat eers hier is. Here, ons moet kom bid, dat elkeen van hulle, dat hulle sal weet, dat U vir hulle baie lief het, en dat U altyd by hulle is. Daar van klein Ria af, by elkeen. Here Jesus, het ook gehoor, dat daar seer is, dat hulle maar lelijk is met mekaar, afknouwerig, en dat hulle mekaar mag boelie. Maar Here, ons van vandag as groot mense, wil ons vir U kom vra, dat U asseblief ons kinders sal beskerm, en dat U ons kinders asseblief gelukkig sal maak, dat hulle vir mekaar en met mekaar mooi sal wees, dat hulle die liefde van Jesus teenoor mekaar sal leef. Here Jesus, ons wil bid dat U die Vader baie trots sal wees op die seuns en dogters, en dat hulle regtig ligdraadjies sal wees hier in ons stad en daar by die skool. En as iemand lelik is, dat hulle ook sal kan sê, nee, Jesus hou nie daarvan nie. Ek wil saam met die kinders ook dankie sê vir hulle paas en hulle maas. Dankie Here vir al die voorregte wat hulle het, die huise waar hulle woon, die klere wat hulle dra, die kos wat hulle eet, maar ook die wonderlike voorregte te weet dat ek 'n kind van die Here Jesus is. En ek bid dat Here, dat elke seentjie en dogtertjie vroeg in hulle lewe sal besluit om net aan U te behoort en om vir U te lewe. Here, ons vra nou dat U as die Vader, die Seun en die Heilige Gees ons kinders sal salf, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal heilig, want U het reeds met baie van hulle, ek dink met almal van hulle 'n verbond gesluit. U het ooreenkoms gemaak, U sal hulle God wees. En dankie dat ons as ouers daardie rustigheid in ons hart kan hê. Seën hulle in Jesus naam. Amen. Ek dink ek gaan julle net so laat sit, en dan gaan ek ook vir julle wys wat die Here met baie van julle gedoen, nie noodwendig met almal nie. Maar ek gaan vra dat oom Hendrik en tannie Marisa, dat hulle nou vorentoe sal. En julle kinders moet dit sien, ek gaan vir julle agterna vir jou vra, het jy regtig die water gesien? Want so seker as wat jy vandag die water gaan sien, so seker is God vir jou baie lief. Kom ons staan so die agter die boek. Ons maak net 'n bietjie daar plek. Ons sit hier hierso, want julle kom sit hier dan kyk julle wat gebeur as ons dan as die Here Baba moet doen. Das ons wil hê dit kan nie op 'n so staan. Kom staan julle dan daar. Ek wil hier ons staan. Geliefdes,
ook dit wat nou gaan gebeur, moet jy tot diep in jou hart beleef as 'n stuk genade. Die feit dat die Here na jou en my kind toe uitreik, en dat hy 'n ooreenkoms sluit met 'n sigbare teken met ouers, maar ook dan met ons kindertjies, is 'n fenominale genade. En hier sit vandag weer as een geslag, wat hier is, ook omdat God dit met hulle gedoen het. En ek gaan die vrymoedigheid neem. Hendrik is 'n jong man wat ek al baie jare ken. Marisa het ek daarna ontmoet. En ek wil vir Hendrik vra, Hendrik, baie eerlik vir jou as moderne jong mens, vir jou en Marisa, dink julle nog dat 'n mens vandag in die Ou en in die Nuwe Testament kan glo? Kan 'n mens nog in die Bybel glo? En hoe beleef julle twee dit binne julle geestelike lewe? Kom maar ons vertel. Ja, ek was in die huisbesoek waar ons preek het hy so iets laat val het ek daar iets gaan moet sê in die kerk. Toe ek nou van sê maar dan ek die kerk te kom vandag nie. En ek het gedink ons verstaan mekaar so. Maar net om my meer verseker dat ons glo in die Bybel vandag. Ek besef het al meer hoe afhanklik jy van God is en wanneer jy kindjie in jou lewe kry. En groot mense het dit altyd vir jou sê, jy verstaan dit nie. Maar die dag waar daar kind in jou lewe kom, dan sien jy God se skepingswerk en daar is net 'n ander manier waar God moet wees. En ek dink ek wil dit graag nog vir julle wees vandag. Ek vra julle is 'n gemeente, ons familie wat ons op te lowe vandag God dat ons hierdie kind naby aan God sal lewe. Dit is elkeen van julle se plig om julle sien dat ek aanraak by die regte wyse. As hy nie uitnodig om in te dink nie, maar Wat wil jy sê? Sê dit! ek kan net die Bybel ons sinnetjie wat pas is. Dis Malagi 6 vers 8 wat ons sê die Here het bekend gemaak wat goed is. Hy vra vir jou dat jy opreg sal lewe, dat jy bedagsaam sal lewe vir jou God. En ek dink dit, as ek dit kan regkry om my kinders dit te leer, dan dink ek het ons geslaag. Ek kan hulle nie red nie, maar ek kan hulle bekend maak met God te lewe. En ons wil graag, ek dink dis vir ons kinders. Dit is die woord dat die Bybel, die woord van God, is dan nog vir hulle relevant. Is vir hulle belangrik om hulle deur hierdie lewe te kan trek en te kan lei. God gebruik die woord nog lewend in hulle lewe. Tot gesê dat God self vir hulle baie kosbaar is, dat hulle nie sonder hom kan lewe nie. En dat hulle daarom ook die begeerte het om werklikbaar ook vir Lea, vir Daniel nie, ook vir klein Daniel aan die Here toe te lei en hulle te oortuig van die wonderlike God wat hulle aanbid. Ek dink dis ook geliefdes vrug uit ouers se lewe wat aan hulle die evangelie oorgedra het en wat hulle oortuig het van God se liefde ook vir hulle. Kan ek so vra, gebeur dit soms in 'n mens se lewe dat in ons tema ook vanoggend is hoe hanteer God afgekoelde liefde? Gebeur dit ook dat 'n mens se verhouding met die Here, net soos maar met mekaar miskien, dat 'n mens se verhouding ook maar sy laagtepunt het en dat 'n mens ook maar swaar trek, dat jou kontak met die Here nie altyd so goed is. Is dit moontlik? Gebeur dit wel? Ja, so jy ook sê het gebeur, hulle is maar close, ek sê nie, maar dit kan nie ek net by my eie lewe geleer, tussen die tye wat het swaar gaan, dat ek van huis om af te dwaal van God, en my geloofsdissipline, dat slaap lê, dan gaan het sleg. Die oomblik moet jy weer jou geloofsdissipline reg kry, dan begin God met jy weer bou in 'n verhouding, en baie vanaf dan gaan het beter in jou lewe.
Tyd saam met God is groeityd. Jy het ook op die SMS gesien, maak kerkbywoning vir geestelike groei, maak die bywoning van die eredienste 'n hoë prioriteit op. Ek wil vandag vir die paas en die maas wat hier sit, vir Koos en Deleen, en ook vir Lenet, en ook vir Dion hulle, vir julle sê, dit wat julle vandag hoor, is nie van selfsprekend nie. Baie kinders verwerp dit wat hulle ouers vir hulle leer, en verwerp dit wat God hulle bied. En daarom wil ek vandag ook vir die vraag, liefdes, dat u, soos hy gevra het, om asseblief ook vir hulle te bid, en om hierdie dogtertjie ook saam met hulle te help opvoed, net so ook vir Daniel wat hier sit, en dat ons ook binne die gemeente hulle werklik waar ook lei en ondersteun, en dat hulle regtig waar ook saam met ons die wonderlike liefde en die genade van die Here sal beleef. Ek hoop dis ook vir julle as jonge ouers wat hier in die moederskamer sit, hoop dis ook vir julle 'n belewenis, hoop dis ook vir julle 'n troos om te weet, maar hier is ons besig met die woord van die Here, hier is ons met God besig, en hier sal ons kinders dan ook die Here Jesus weer leef. Ek wil nou dan voortgaan, geliefdes, om vir Lia te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En kinders, kyk ook 'n bietjie hierso. Dis water, né? Mamas en papas daar in die moederskamer moet dit weet. Sien julle, dit is sigbaar, né? Nou alle dinge in die lewe is nie sigbaar nie. Mens kan nie altyd liefde sien nie. En ek kan dit hier vertel, een van die professore wat hier sit, het al my bevestig, het julle geweet dat daar, ek stimuleer die net, daar is nie 'n ding soos koue nie. Koue bestaan nie. Daar is nie 'n ding soos duisternis nie. Maar tog sien die duisternis en die ervaar koue. Maar duisternis bestaan nie volgens die fisisie nie, en koue bestaan nie. Reg? Nou kinders, hier het die Here geweet, ons wil graag sien. En daarom kan ek hierdie simbool as 'n heilige sakrament ook gebruik om vir Lia te doen. Lia, Lenet, van die Berg. Ek doop jou in die naam van die Vader. Dus, en in die naam van Jesus Christus. En in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons met vraag, kinders. Kom ons met vraag. Dierbare Here Jesus Christus. Deur U na ons hemelse Vader. Wil ons kom dankie sê vir hierdie goddelike oomblik. Dat U, Here God, U steun en dat U moeite maak en dat U nou al liefde bewys aan 'n klein dogtertjie met die naam Lia Lenet. Here, dit is so wonderlik om hier te kan staan en U teenwoordigheid te kan ervaar saam met Hendrik, saam met Marisa. Dit is so wonderlik om te weet, dit is U, Here, wat U oor hierdie dogtertjie sal ontferm. En so is vir haar, en so ook vir elke seentjie en dogtertjie wat hier rondom hierdie doopvont sit, sal U, Here, getrou bly in elkeen van hulle. Dit is so wonderlik hier om te weet dat U naam vir hierdie dogtertjie en elke kind uitgespreek is. En dit is so wonderlik om te weet dat U hulle eienaar is. U sal vir hulle lewe beskik, selfs as ons as ouers val en struikel en ons kinders en mekaar in die steek laat, is U, Here God, wat nooit ontrou sal wees. Ons gebed as gemeente is dat U vir Hendrik en vir Marisa sal seën, om dan ook vir Lia en vir Daniel so te kan grootmaak, dat hulle Here Jesus vir U 'n onwrikbare liefde sal ontwikkel. En al ons kindertjies, seentjies en dogtertjies wat hier om ons sit, Here, dat ook hulle U sal lief hê. En saam met hulle ons as volwassenes, dat ons, o Here, U sal dien, U sal gehoorsaam en vir U sal leef. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gee vir julle dan hierdie rigting van die lewe. Hendrik, mag die Here ook uit daardie woord 'n wonderlike nuwe lewe ook in Lia se lewe skep. Mag julle as 'n gesin saam met julle familie
korop by jou lief, voor die aangesig van God. Mag julle daarin vreugde en vrede en voorspoed vind en beleef. Baie geluk. Kinders, net om vir julle te wys hoe lekker is dit om die Here te ken, gee vir julle 'n stokkie lekker, so soet soos 'n stokkie lekker, so lekker soos Jesus se liefde.